Vriende, baie welkom vanmôre. Ons vertrou dat die Here vir ons 'n heerlike tyd saam sal gee rondom sy woord. Kom ons sit net so en ons vra die Here om ons harte voor te berei. Wanneer ons u woord open, dan weet ons staan in die teenwoordigheid van absolute waarheid. Nie iemand se idees nie, nie iemand se filosofie nie, nie iemand se teorieë nie. Die ewige, heilige woord van God, wat nooit sal verander nie. Dit wat hy gesê het, 6000 jaar gelede, sê hy steeds vandag. Want u verander nie, en u word nooit onkant gevang nie. U sluimer nie, u slaap nie, u weet presies wat gaan gebeur, en daarom is hy die enigste een op wie ons lewens kan bou. Dankie vir u woord. Dankie vir die waarheid daarvan, die krag daarvan. Seën dit vanmôre aan ons harte wanneer ons daarna luister. En soos wat ons in hierdie profesie inbeweeg, Here, gee vir ons geopende harte, geopende ore, verligte oë van ons verstand om te verstaan wat die wil van God is. Ons bid vanmôre, Here, vir almal wat op reis is, dis vakansie, baie mense is weg. Ons bid vir veilige reis, Here, vir hulle om ook terug te kom na ons toe, die van ons mense wat siek is, ons bid vir hulle. Ons bid baie spesiaal vir Irene, Here, wat 'n terugslag beleef het daar in die hospitaal met die kankerbehandeling. Ons bid, Here, dat u haar sal versterk en omarm en genees. En dat u vir daai hele familie sal krag gee, Here. En dat u vir hulle sal bystaan. Trek haar deur hierdie situasie, Here. En gee haar terug vir haar mense, as dit u wil is. Ons dankie dat ons dit kan vra in u kosbare en heilige naam. En nou kyk ons met verwagting op na u. In Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons oorsigtelik na die boek Jeremia gekyk. Wie was Jeremia? Wat is die konteks? Waaroor skryf hy? Wat is die toestand in Juda? En ons het gesien dat Jeremia, die wenende profeet, God vir 40 jaar lank gehoorsaam gevolg het. Wat met sy eie oë die vernietiging van Jerusalem moes aanskou en wat sou sien hoe dat sy mense geestelik verbrokkel en sien hoe dat hulle die verskriklike prys van sonde en hoogmoed betaal. En dit terwyl hy self deur die verskriklikste vervolging en verwerping persoonlik gegaan het. G. Campbell Morgan skryf, among all the prophets of the Hebrew people, none was more heroic than Jeremiah. Was geen groter held, menslike held, natuurlik het die krag van God afgekom, maar menslike held onder die profete as Jeremia nie. Vanmôre gaan ons begin by hoofstuk 1 en ons sal kyk na die roeping van die jong profeet. David Guzik gee aan hierdie hoofstuk die opskrif The Call of a Reluctant Prophet. Blaai asseblief saam met my na Jeremia hoofstuk 1 en dan lees ons die eerste 3 verse saam en ons begin kyk na hierdie eerste hoofstuk. Jeremia hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia, uit die priesters wat in Anatot in die land Benjamin was. Tot wie die woord van die Here gekom het in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering. En gekom het in die dae van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, tot die einde van die 11de jaar van Sedekia, die seun van Josia, die koning van Juda, totdat Jerusalem ontvolk is in die 5de maand. So vers 3 sê vir ons baie duidelik dat hy was in Jerusalem tot en met die wegvoer na Babel. Guzik skryf, so begin 'n merkwaardige versameling geskrifte wat deur God aan die profeet Jeremia geopenbaar is. Sy 40-jarige bediening
was 'n enorme vertoning van getrouheid en moed te midde van groot ontmoediging, teestand en baie min resultate. Nou vriende, vasgevang in hierdie eerste 3 verse lê 40 jaar se getroue bediening. 40 jaar van getroue oorgawe aan God. 'n Roeping waarvoor hy nie gevra het nie. 'n Lewe wat hy nie begeer het nie en 'n stryd wat hy nie wou stry nie. Iets wat hy eerder wou vermy. En in die eerste 2 verse sien ons so duidelik die wonder van hoe God deur sy menslike knegte werk. God kies die sagte, sensitiewe Jeremia. Skaam, skugter en onseker. Ons het verlede week gekyk na sy persoonlikheid. Hy was 'n baie skaam, skugter en teruggetrokke, uiters sensitiewe jongman en God lê sy hand op Jeremia se lewe. Heeltemal anders as Amos, die skaapboer uit Tekoa, wat nogals meer van 'n vuurvreter was. Tot hierdie sagte en skaam jong man spreek God woorde in 'n baie donker tyd in Juda se geskiedenis. En hy sê vir hom, wat ek vir jou sê, moet jy vir die mense sê. En dis vir my so wonderlik. God wat alles kan doen, kies telkens om deur mense te werk wat gebroke is. En wie ek en jy nie sou gekies het nie. Onbekwame, onmerkwaardige mense soos Jeremia en Nahum en Habakuk. En wat nog wonderliker is, vriende, hy verander nie die persoonlikheid van sy menslike knegte nie. Nooit, nêrens nie. Die sagte Jeremia bly die sagte Jeremia. Dit bly vir hom verskriklik want hy's sensitief. God verander nie sy persoonlikheid nie. Hy werk deur mense se spesifieke persoonlikhede. Koos ek sê hierdie profesie soos alles wat geïnspireerde skrif is beide die woorde van 'n mens en die woorde van God. Dit is die goddelike, onfeilbare woord van God, maar deur die persoonlikheid van 'n mens oorgedra. Koendal skryf, wanneer God 'n persoon gebruik, vee hy nie hulle persoonlikheid uit nie. Nee, hy wil daardie persoon se geheiligde persoonlikheid gebruik. Hier het hy 'n man met 'n baie sagte en tere hart vir 'n onbelonende diens van oordeel uitgesoek. En Jeremia se hele loopbaan sou toon dat hy hierdie eienskappe in 'n volle mate besit het. Die wonder dat God wil saamwerk met 'n gebroke mens. En die wonder dat God elke mens se persoonlikheid ken, diep en persoonlik intiem. En hy kies elkeen van sy knegte vir spesifieke take wat by hulle persoonlikheid pas. Jeremia sou een van die moeilikste take hê van enige van die profete. En God kies hom, die sagte, sensitiewe een, die skaam, onseker jongman vir hierdie, die Engelse gebruik 'n mooi woord, daunting task. Miskien het God geweet dat 'n sterker en harder man sou breek onder die druk. Jy sien vriende, wanneer God sy knegte kies, dan vorm dit 'n patroon reg deur die skrif van die begin tot die einde. God kies gewoonlik mense wat ons nie sal kies nie. Josef die dromer, Moses die moordenaar wat hakkel, koning Dawid die rooierige jongste seun, die disippels van ons Here Jesus, growwe vissermanne, 'n belastinggaarder, 'n paar ekstremistiese selote. In die Nuwe Testament skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 25, want wat dwaas is by God is wyser as die mense, wat swak is by God is sterker as die mense, want let op julle roeping broeders, julle is nie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges nie, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. As ek en jy in daardie dag in Jerusalem geleef het, en ons het die dorpie Anatot geken, en die mense wat daar gebly het, die priesterlike geslagte, sou ons geweet het van hierdie sagte, sensitiewe jongman,
Jeremia. En ons sou gesê het vir onsself, sal hy die profeet word wat God vir 40 jaar in die oond sal sit en hy sal staande bly. Impossible. In daardie tyd in Juda se geskiedenis kies God 2 jong seuns om deur te werk. Koning Josia wat op 8-jarige ouderdom koning word, 'n blote kind. En Jeremia wat op 17-jarige ouderdom begin profeteer en preek in Jerusalem. En David Guzik skryf, hy sê, God het hierdie 2 reuse, beide koning Josia en die profeet Jeremia, geroep om hom en sy volk te gelykertyd te dien. Die een het die ander ondersteun, en alhoewel hulle nie 'n blywende getransformeerde Juda agtergelaat het nie, het hulle God so getrou gedien, dat hulle elke verskoning wat Juda moontlik kon aanbied, vir die komende oordeel kon uit die weg ruim. Hulle sou geen verskoning hê nie, want God sou eenvoudig vir hulle sê, ek het julle koning Josia gegee, en Jeremia die profeet te gelykertyd, en julle het nie geluister nie. Beide van hierdie 2 jong mense sou ek en jy waarskynlik nie gekies het nie. Josia sou ek eenvoudig gedink het is te jonk. Jeremia sou ek gedink het nie, heeltemal te sag en onseker. Nee, skaam, teruggetrokke. Hy gaan nie sy mond kan oopmaak nie. Maar God sien die hart van mense en hy kies anders as wat ons kies. In vers 4 en 5 sien ons die diep persoonlike manier waarop God hierdie man roep. Vers 4, die woord van die Here dan tot my gekom en gesê. Vers 5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. En ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Later in sy lewe het Jeremia 'n persoonlike ontmoeting met God. Hy word groot in 'n priesterlike huis in Anatot, soos ek verlede week vir julle gesê het. Hy het gekom uit die priesterlike geslag van Eli. Hy het die woord geken, hy het die skrifte verstaan, hy het daarin groot geword. Maar dan verskyn God aan hom en hy ontmoet God persoonlik. En wanneer God sy menslike knegte roep, is dit persoonlik en lewensveranderend. 'n Mens dink onmiddellik aan die roeping van klein Samuel, 1 Samuel 3 vers 10. Toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en hy's 'n klein seentjie in die tempel by Eli, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. En toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding in Israel doen, waarvan elkeen wat dit hoor sy 2 ore sal tuit. Is diep en persoonlik. Johannes die Doper, voor sy geboorte, sê die engel vir sy pa Sagaria, jou gebed is verhoor, hy sal vir julle 'n blydskap en 'n verheuging wees, Lukas 1 vers 13 en 14, en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en luister hierna, hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder af. God sê, ek sal my gees op Johannes die Doper sit, terwyl hy nog in sy ma se baarmoeder is. Diep en persoonlik berei God mense voor vir die diens waarvoor hy hulle wil gebruik. Paulus skryf in Galasiërs, hy sê, toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en my deur genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. En so was dit ook met Jeremia. God sê vir hom, ek het jou geroep, nog voor jy gebore was het ek jou geken, en terwyl jy in die moederskoot is, het ek jou gevorm, en ek het jou voorberei vir hierdie taak, wat jy sal doen vir my. Inteendeel, daar is 'n Joodse legende, en onthou, dis 'n legende, dis 'n urban legend, en hierdie ou Joodse legende voer aan dat die profeet Jeremia so diep geroepe was deur die Here, dat hy reeds besny gebore is, en dat hy al profeterende uit die baarmoeder uitgekom het. En
Volgens legende het hy profeties direk na sy geboorte gekla oor die ontrouheid van sy moeder. En toe sy ma kapsie maak, moes hy vir haar verduidelik, hy het bedoel met moeder die ontroue Jerusalem. Dit is net 'n legende. Maar dis hoe die Joodse tradisie die profeet Jeremia sien. Daar's baie mense vandag wat sê dat God hulle geroep het. Maar wanneer die plaat warm word, spring hulle af. Wanneer die geld min word, trek hulle weg. Nie hierdie jong man nie. God het waarlik met hom ontmoet en hy was deur God se genade getrou deur dik en deur dun. Ek het verlede week vir julle gesê, hy was geslaan, in die gevangenis gegooi, in die blokke gesit, in 'n put laat sak in diep modder sodat hy moes bly staan en kan nie gaan lê nie, kan nie gaan sit nie. Hulle het hom vervolg. Hy's deur 'n vreemdeling daar uitgehelp. Hierdie man het swaar gekry reg deur sy lewe. Aan die einde van vers 5 sê God aan hom dat hy hom sal roep as 'n profeet vir die nasies. Jeremia sou toe nooit in sy wildste drome kon dink dat sy woorde deur alle nasies gelees sou word, reg oor die wêreld in vele en verskillende tale. En tipies hierdie jong en onseker jong man, in vers 6 protesteer hy. Hy's onseker en hy skaam. Vers 6 sê, toe het ek gesê, ag Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Soos Moses maak hy verskoning en hy gebruik sy ouderdom as 'n rede waarom hy nie dink dat hy die regte kandidaat vir hierdie geweldige taak is nie. Hy kan homself eenvoudig nie sien dit doen wat God van hom vra en van hom verwag nie. Dit het my so laat terugdink aan 1995. Ek het pas begin om teologie te studeer. Ek dink ek was besig met my eerste vak. En ek was in Boksburg gemeente, Kerk van die Nasareëner. Dominee Andrei en Drini Nel was daar as predikantspaar. En hy bel my in die week. En hy sê vir my, jy preek Sondag. Ek is nie hier nie. Ek sê vir my, Andrei, verstaan nie mooi nie. Ek kan nie eens 'n voorprogram lei nie. Ek het nog nooit eens 'n voorprogram gelei nie. Ek preek nie Sondag nie. Hy sê vir my, jy preek, sterkte. Ek wou niks hoor nie. Maar hy wou ook niks hoor nie. En ek het in my studeerkamertjie gaan sit en ek het 'n eenvoudige boodskapie voorberei, soos wat ek op daai stadium verstaan het om dit te doen. En ek het daai Sondagoggend vir die eerste keer in my lewe bevrees op 'n kansel gaan staan en 'n eenvoudige boodskapie gebring. En ek staan nog steeds hier. Deur die genade van die Here. Maar wat ek probeer sê is, ek verstaan presies hoe Jeremia gevoel het. Ag, Here, ek is jonk, ek kan nie eens 'n voorprogram lei nie. In vers 7 tot 10 sê God vir hom, ek sal geen verskonings aanvaar nie. En hierdie is wat jy moet doen. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie. Want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees nie vir hulle bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Toe die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. Dit herinner ons aan Jesaja, waar die engel met die kool, die tang in die kool, sy mond kom aanraak. Hy het sy mond aangeraak en vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en om te plant. Ongelooflike woorde vir 'n 17-jarige tiener wat onseker en skugter en skaam is. Sien, vir God is mense se ouderdom geen probleem nie. God het geen probleem om deur opregte jong mense te werk nie. Guzik skryf, alhoewel Jeremia se protes opreg en waar was, was dit vir God irrelevant, want God wou dit nie hoor nie, en hy wou ook nie hê dat Jeremia dit moet sê nie, want God staan op sy reg om jong mense te gebruik wat na sy roepstem luister en hom gehoorsaam volg.
Dawid was jonk, hy het die reus verslaan. Johannes die Doper is reeds in sy moederskoot met die Heilige Gees vervul. Timoteus moes as 'n jongman 'n gemeente lei. Hudson Taylor het as 17-jarige jongman die moed gehad om God te soek en heeltemal aan God oor te gee. Hy het kort daarna duidelik die indruk in sy hart gevoel dat hy na China moes gaan om die evangelie te verkondig. En hy het begin om sy lewe voor te berei om te lewe soos wat hy op die sendingveld sal lewe. Op 22-jarige ouderdom kom hy die eerste keer in Shanghai aan. Baie van ons 22-jarige jong mense weet nog nie eens wat hulle gaan doen nie. Hierdie jong man het op 17 al geweet, ek gaan China toe. J. Edwin Orr het as 'n jong man gebore en grootgemaak in Belfast, Ierland, op 21-jarige ouderdom 'n goed betaalde werk in die middel van die Groot Depressie verlaat om op met sy fiets reg deur Groot-Brittanje te ry en herlewing te verkondig. Hy het God vertrou vir homself. Sy ma was 'n weduwee. Hy het God vertrou vir homself en sy ma se versorging en het dit glorieryk reg gekry. Hy het dit genoem 10.000 myl van wonderwerke deur Groot-Brittanje en hy het 'n gewilde boek oor sy avonture geskryf, so gewild dat sommige jeuggroepe in Brittanje dit verbied het omdat hulle bang was dat hulle eie jong mense op fietsse sou spring en oor Brittanje begin ry. Hieruit het gevloei 'n leeftyd van bediening in 150 lande en baie boeke oor God se genade en sy werk. Moenie sê ek is jonk nie. Jeremia se protes as jongman het God nie van plan laat verander nie. Inteendeel, dit het die vlam van sy woord nog warmer in die hart van die jong profeet laat brand. Later sou Jeremia skryf in Jeremia 20 vers 9: En as ek sê, ek sal aan hom nie dink en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar ek kon nie. En hier is een van die tekens dat God jou regtig vra om iets te doen. Wanneer jy dit nie doen nie, dan verloor jy vrede en jy word ongelukkig en jy's net nie waar jy moet wees nie en jy weet dit. Jeremia het 2 redes gehad om bang te wees. Hy was jonk en sy boodskap was gevaarlik. Maar die teenwoordigheid van God by hom was groter as albei en God het hom kragtig ondersteun. Die kommentaarskrywer Morgan skryf: keer op keer het hy van hierdie verskriklike werk teruggedeins. Hy het intens gelei, nie net vanweë die vervolging deur sy vyande nie, maar ook in sy eie siel, in sy verhouding met God en sy verhouding met sy volk. Hy het op 'n baie spesiale manier die ondersteuning van God nodig gehad en ons weet dat God hom in oorvloed ondersteun het. In vers 11 en 12 wys God aan Jeremia dat hy eers moet kan sien voordat hy kan praat. Hy moet eers geestelike waarhede self kan sien voordat hy dit kan oordra aan die volk. Vers 11 en 12. Verder die woord van die Here tot my gekom en gesê: Wat sien jy, Jeremia? En hy antwoord: Ek sien 'n amandeltak. En die Here sê vir my: Jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Anatot is tot vandag toe 'n stad waar geweldig baie amandels verwerk word en amandelbome geplant is. En amandelbome bloei baie vroeg in die seisoen. Dit was die boodskap wat God vir hom wil oordra. Hy sê: Wat sien jy? Sê: Dis 'n amandelboom, Here. En hulle is besig om te bloei. Ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Hierdie oordeel waarvan ek jou gaan vertel, sal vinnig kom. Spurgeon skryf: Dit was die jong Jeremia se eerste les in profetiese waarneming en die les was eenvoudig. Ons sou dalk gedink het dat as voorbereiding vir sy profetiese werk hy geheimsinnige wiele vol oë sou sien of vlammende serafs en gerubs of die wonderlike wesens wat in die drome van Jesegiel en die openbarings aan Johannes verskyn het. En in plaas daarvan sien Jeremia net 'n stokkie van 'n amandelboom. En dan skryf Spurgeon, hy sê: En geliefde vriende, as julle in julle Bybels kyk, sal julle daar baie eenvoudige dinge sien.
God is wakker en waaksaam oor sy woord om dit te volbring. Dan vra hy in vers 13 tot 16 vir hom die tweede keer, wat sien jy? Die woord van die Here het vir 'n tweede keer tot my gekom en gesê, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n kokende pot wat van die noorde af kyk. En die Here sê vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor die inwoners van die land. Want kyk, ek roep al die geslagte van die koninkryke van die noorde, spreek die Here, en hulle sal kom, en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van die poorte van Jerusalem, en teen al sy mure rondom, en teen al die stede van Juda. En ek sal my oordeele oor hulle uitspreek weens al hulle boosheid, dat hulle my verlaat het en vir ander gode laat rook opgaan het, en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. God sê uit die noorde sal die inval kom, en hulle gaan polities alles in Juda oorneem. Dit is die beeld wat hy sien, en dit is wat God vir hom sê. Wanneer hulle trone in die poorte neersit, beteken hulle gaan polities alles oorvat. Vanaf vers 17 tot 19 sê God vir hom, staan sterk. Jy dan omgord jou heupe en maak jou klaar, en sê aan hulle alles wat ek jou sal beveel. Wees nie vir hulle verskrik nie, dat ek jou nie vir hulle laat skrik nie, want kyk, ek maak jou vandag 'n versterkte stad en 'n ysterpilaar en kopermure teen die hele land, teen die konings van Juda, teen sy vorste, teen sy priesters en teen die volk van die land. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Kietner skryf, vir hierdie dun vellige jongman moes die beskrywing van versterkte stede en swaar metaalmure dalk soos 'n verskriklike oordrywing gelyk het, maar in werklikheid was dit 'n onderskatting gewees. Hy sou vir oor die 40 jaar teen enige iemand standhou, beter as enige ander vesting wat onder beleg is. Want God het aan hom die krag gegee. En onthou dat ons verlede week gesê het dat David Guzik sê dat as jy Jeremia lees, jy God beter sal verstaan. En hier sien ons 'n bietjie meer en weer God se karakter en wie hy is. So anders as die Satan. So anders as ons as mense. Daar's twee waarhede in hierdie hoofstuk wat my byval. Die eerste een is dat God fokus heeltemal op ander plekke as wat ons fokus. Hy fokus op ander plekke as waar die Satan fokus. Hy fokus op ander plekke as wat die mens fokus. God kyk heeltemal anders na sake as wat ons daarna kyk. Vir hom is 'n hopelose situasie 'n kosbare geleentheid. Vir ons lyk iets na swakheid en God sien net een ding, 'n kragtige instrument wat hy kan gebruik. Satan en die mens fokus op dit wat uiterlik indrukwekkend lyk. Groot van gestalte, indrukwekkend en gespierd, mooi van aansien, groot en blink, dit wat die asem wegslaan, dit wat oorweldig emosioneel, dit wat goed voel en goed lyk, dit wat aanloklik en aantreklik is, dit wat begeerte en welles kan opwek, dit wat kom deur prestasie en harde werk, dit wat selfverheerlikend is, dit wat beloon in die hier en die nou. Dis wat die mens sien. Dis wat Satan soek. Dis wat hy stoot en promoveer. God aan die ander kant kyk heeltemal anders. Hy kyk heel eerste na die hart. Hy kyk heel eerste na hoe afhanklik 'n persoon aan hom sal bly. Na die wat aan hom gehoorsaam sal bly. Vriende, God word nie beïndruk deur magtige en bekwame mense nie. Glad nie. Hy word nie beïndruk deur slimmes en sterkes nie. Glad nie. God soek juis na die gebrokenes, die wat onseker is,
die wat huiwer omdat hulle twyfel in hulle self. God soek juis na die verlore sake, the lost cases. God soek juis na die verlore skape, die wat verdwaal het, die wat dink hulle sal nooit weer by die huis uitkom nie. Ek kan die verwarring van Jeremia verstaan. Here, hoekom ek? Hoekom vra U my? U weet hoe skaam en onseker ek is. U weet hoe jonk ek is. U weet hoe hard hierdie taak gaan wees. Ek is nie geskik hiervoor nie, Here. Ek sal dit nooit maak nie. Roep asseblief iemand anders, sterker en slimmer en meer bekwaam as ek. Roep iemand wat meer selfvertroue het. Iemand wat ouer is met meer ervaring. Here, iemand wat hierdie werk beter sal kan doen as ek. It's not me, Lord. En dan tipies in die aard van God, wat sy hart lankal dopgehou het, en wat voor sy geboorte al hierdie dinge beplan het, sê hy vir hom, nee Jeremia, ek wil deur jou werk. Jy wat weet jy kan nie, jy wat verstaan hoe moeilik dit gaan wees, jy wat so bang is en my daarom so gaan vasgryp, jy wat weet hoe afhanklik jy van my gaan wees, ek wil deur jou werk. En ek sal jou vervul en aan jou die krag gee wat jy nie in jouself het nie. Vriende, God kyk heeltemal anderster na sake en mense as ons, heeltemal anderster. Ons kyk na jong mense en ons sê, ja, ek daai ene. Eerste span rugby speler. Hierdie man gaan ver kom. En God kyk na daardie selfde persoon se hart en sê, kan hom nie gebruik nie. En ons het 'n skaam teruggetrokke kind en of 'n jong mens en ons sê, hulle gaan nêrens kom nie. En God sê, daar's die een deur wie ek wil werk. God kyk anders na mense en die lewe as ons. Tweede waarheid, wanneer God roep en toerus, bly hy getrou tot die einde toe. Die Satan verlei en misbruik mense net tot hy sy doel met hulle bereik het, dan skop hy hulle een kant toe. Hy gooi die persoon een kant en vernietig hulle. Ook ons as mense wat sondig en selfgesentreerd is, ons tree dieselfde op. Mense bly oor die algemeen getrou aan ons, solank as wat ons hulle voordeel kan bevorder. Daarna verloor hulle energie en belangstelling. Maar vriende, God is heeltemal anders. Hy beloof in Jeremia, ek maak jou vandag 'n sterk stad, 'n ysterpilaar, kopermure teen die hele land. Die konings van Juda, teen sy vorste, teen sy priesters, teen die volk. Hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Kan jy jouself voorstel? Toe hom die eerste keer geslaan het en in die tronk gegooi het, nou sit hy daar. Hy het seker teruggedink aan hierdie woorde en gesê, Here, hier's dit nou. Hy het gesê, hulle sal teen my veg, maar my nie oorwin nie. Toe hy in die blokke gesit is, toe hy in daai put staan in die modder en hy kan nie gaan sit of lê nie, dan versmoor hy moet net regop bly staan. Moes hy seker in sy hart gesê het, Here, U het gesê, U sal my uitred. En hier kom 'n vreemdeling verby en hoor hom onder in die put en vra, hey, wat maak jy daar onder in die put? Gooi 'n tou af, trek hom uit. Die Here het gesê, ek sal jou nie begewe, jou nie verlaat nie. Ek sal jou red. God het vir Jeremia vasgehou tot die einde toe. Anders as Satan, anders as mense. Hy het hom 'n versterkte stad gemaak tot die einde toe. Selfs nadat hy uit Jerusalem uit weggevoer is en alleen in Egipte was tot en met sy dood, het God hom vasgehou. Ek kan jou verseker dat ons kan vanmôre weet waar Jeremia is. Ons weet waar hy is. Hy's by God, by die engele en al die getroues en gehoorsaames
van God en hy gaan ewig deel wees van God se heiliges. Ja, hierdie skaam, onseker jongman wat geweet het hy kan dit nie in homself doen nie. En vriende, hierdie is vir my die goeie nuus van die goeie nuus. Die evangelie word mos genoem the good news, die goeie nuus. Hierdie is vir my die goeie nuus van die goeie nuus. Die evangelie is goeie nuus op goeie nuus. Nie net het God die poorte van sy koninkryk oopgegooi om vuil onverdiende sondaars te red nie. Nee, hy kies ook om te werk deur die swakkes en die stikkendes en die skaames en die onbekwaames. Die wat die wêreld weggooi en sê nee, van nêrens kom nie. Hoeveel jong mense het al op hoërskool gehoor dat 'n onderwyser sê, jy sal nêrens kom nie. En dan vat God daai jong mens en hy maak van daardie jong man of jong vrou 'n kragtige instrument in sy hand. Dis die goeie nuus op die goeie nuus. Kan ek jou vra vandag, en miskien is hierdie nie vir iemand hier nie, maar vir iemand wat hierna later gaan luister op ons kanaal, is jy skaam en onseker, teruggetrokke en bang, maar jy weet dat God jou vra om iets te doen, dit druk op jou hart. Nie noodwendig voltydse bediening of 'n sendeling word of iets groots nie, maar iets wat jy voel brand in jou hart soos wat die boodskap van God in Jeremia se hart gebrand het. Miskien is dit net om traktate uit te deel. Miskien het God jou die gawe gegee om te kan skryf en jy kan briewe skryf aan presidente en leiers, akteurs en aktrises. En jy kan hulle bereik met die evangelie deur die gawe van te skryf, maar jy is te skaam om self te gaan praat. God kan en wil jou gebruik kragtig. Kan ek dit weer vir jou lees? Jeremia 20 vers 9. En as ek sê ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar ek kon nie, dit moet uit. Kan ek jou verder vra, as jy bang dat God jou sal veil, soos wat die Satan, die mense wat hom volg, veil? Of as jy bang dat God jou sal veil, soos wat mense jou al geveil het? Ek verseker jou vandag, dis nie wie God is nie. Wanneer hy roep, voorsien hy die krag. Wanneer hy roep, voorsien hy wat nodig is. En wanneer hy roep, bly hy getrou tot die einde toe. Tot in die grysse ouderdom sal ek met jou wees en jy sal vrug dra. Al wat hy vra, al is jy skaam en teruggetrokke en onseker, is dat jy gehoorsaam die eerste tree in geloof sal gee en dat jy hom sal vasgryp en dat jy van voorneme sal wees om gehoorsaam te bly tot die einde toe. Die energie sal hy gee, die krag sal hy gee, nie vooruit nie, elke dag soos jy dit nodig het. Die res sal hy voorsien. Die profeet Jeremia sal eendag in die ewigheid bevestig dat wat ek vanmôre hier gesê het, die waarheid is. Kom ons bid saam. Here, miskien luister iemand na hierdie boodskap en hulle skaam en onseker en teruggetrokke of dalk stikkend seer. En hulle voel dat u hand op hulle lewens lê, maar hulle sê, Here, ek kan nie. Ek is jonk, ek is skaam, ek kan nie praat nie. Ek is onseker. Hoe gaan U my ooit gebruik? O Here, mag hulle soos Jeremia net daai eerste tree neem en U vertrou, want U wil deur ons werk wat onbekwaam is, skaam is, stikkend is, sondig is. U reinig, U heilig, U herstel, U gee krag.
Miskien is daar ouers vorentoe wat hierna gaan luister en daar's 'n kind en die kind is skaam en teruggetrokke en ek bid Here dat U vir hulle sal help. Miskien is dit juis die volgende Hudson Taylor. Asseblief Here, open hulle oë dat hulle kan sien dat U hierdie kind roep. Moenie dat hulle vir daardie kind 'n lewe van geld en sukses en voorspoed beplan nie, maar gehoorsaamheid aan God. Sodat U koninkryk gebou kan word. Seën ons as 'n gemeente, Here. En as U iets op ons harte lê, help ons om dit net te doen. Dat ons geen verskoning sal maak nie, maar sal sê, Here, hier is ek. Ek sal dit doen. Voorsien U net die krag en help my. In Jesus se naam. Amen.